Geef vir Isak 'n lekker hande klap. Nog. Môre julle. Ek sou gevra het of julle lekker geslaap het, maar ek weet nie of julle geslaap gekry het nie. Right, so ek hoor daar's van julle wat op die kamp wil bly, heeltyd. Ek is persoonlik bly julle gaan huis toe vandag. Ek's baie lief vir julle. Ek's baie lief vir julle. Maar ek is bly. Ek is bly ek gaan huis toe. Want dit wat hier op die kamp beleef is, moet by die huis gaan beleef raak. Dit wat jy hier gekry het jy nodig om daai kant te gaan uitleef. Maar voordat ons daarby kom, is julle gereed om ernstig te raak vandag vir 'n laaste keer. Jy het hier in hierdie week het jy dinge gesien wat jy nie, that you can't unsee. Jy dinge beleef wat you can't deny. In die toekoms gaan daar oomblikke wees wat die vyand twyfel oor jou sal wil bring en jy kan terugdink aan hierdie oomblikke. Jy kan terugdink aan dit wat met jou persoonlik gebeur het hierdie week en niemand kan dit van jou wegvat nie. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Dis wat ek doen. In dae waar dit moeilik gaan, en dae wat ek sukkel, en dae wat ek wonder of dit die moeite werd is, en dae wat ek wonder of ek gaan wen, dan gaan ek terug na daai oomblikke toe waar ek 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad het en ek onthou that was real. So real soos wat dit was. Wil jy met jou oë toemaak en ek wil hê jy moet dink aan daai encounter wat jy met die Here gehad het hierdie week. Ek wil hê in hierdie oomblik moet jy daar sit en experience it. Experience it. What did he show you? What did you feel? In watter rigting het jou hart getrek? How did it touch you? Hoe het jy anders begin dink? Wat het in jou liggaam verander? Wat het in jou verhoudings verander? Wat het in jou hart verander? And know that it is real. Know that it is real. In die toekoms kan jy op enige oomblik teruggaan na daai toe. Op enige oomblik. Want dit wat die Here met jou gedoen het hierdie week, is iets wat niemand ooit van jou kan wegvat nie. Nooit. En dit is vir jou gegee as 'n geskenk, en is vir jou gegee as 'n wapen. En wanneer twyfel kom in die toekoms, en wanneer jy wonder in die toekoms, en wanneer leuns na jou kant toe aangestap kom, then you relive this experience. En ek wil hê jy moet hom vasmaak in soveel details soos wat jy kan. En ek wil hê in die volgende paar dae moet jy daaroor dink so gereeld soos wat jy kan. Keep it real. Keep it fresh. Dat jy daaroor dink. Because there comes a time in your life that you're going to need to remember that God came through. Sodat jy sal onthou dat met wat jy ook al face voor jou in daai oomblik, that he will come through now as well. Toe Dawid voor Goliat gestaan het, het hy gesê, dat as 'n leeu gekom het, het ek die leeu geveg en gewen. As die beer gekom het, het ek die beer geveg en gewen. He was drawing on experiences with God in that moment. En vanuit daai plek uit het hy na Goliat gesê, hierdie reus sal word soos 'n leeu en sal word soos 'n beer, hy gaan ook val. En hierdie experience wat vir jou gegee is iets wat niemand by jou kan wegvat nie. You go back to what God did in this week. You go back to what God did outside of this week. You go back to what God is going to do in your life. Want die testimonies gaan meer raak. En wat jy doen is jy gaan hang daar rond. Jy gaan hang aggressief daar rond. You think about it. You praise him for it. Jy herleef dit.
Jy herleef dit saam met hom. Jy sê Heilige Gees, kom ons praat oor die good old times. En vanuit daai uit vat jy die krag wat hy vir jou beskikbaar maak. And you face that giant, because that giant will become like the lion, that giant will become like the bear. Nou daar waar jy sit met jou oë toe, wil ek vir jou vra dat jy met die Here chat. Wil vra dat jy vir die Here vra, dit wat op jou hart is, wat jy nodig het, dat hy jou mee help. Wil jy moet hom nou vra? Wil jy moet hom vra? Lord Jesus, I need help with. Maak die sin klaar. Julle kan julle oë oopmaak. Beleef op my hart dat dit vir die Here 'n saak van erns is, dat daar goed is wat jou terughou in die lewe op die oomblik, en hy wil 'n oomblik create vir jou om daai goed hier te los by die kamp. Goed wat jou terughou. En ek glo dat soos wat ek besig is om te praat, is die Heilige Gees besig om te pluk aan jou hart en vir jou te wys wat is daai goed wat jy hier moet agterlaat. In die Bybel lees ons van 'n uitnodiging van Jesus in Matteus 11 en hy sê daarso that come to me all who are heavy burdened. Come to me all of you who are weary and carry heavy burdens. And I will give you rest. Hier is 'n oomblik waarin die Here vir jou sê, daai goed waaraan jy swaar dra in jou lewe, is goed wat jy kan aflaai hier by die kamp. Jy het nie nodig om daai swaar goed saam met jou huis toe te vat nie. You can leave it here today. You can leave it here today. Jy kan hier wegstap met sy juk. My yoke upon you, let me teach you, because I am humble and I'm gentle at heart, and you will find rest for your souls. His yoke is easy and his burden is light. Jy kan hier wegstap sonder daai gewig, jy kan hier wegstap sonder daai goed wat jou terughou. Nou die eerste ding, jy kan nie bekostig om van hierdie terrein af te gaan sonder dat jy jou hart vir die Here gegee het nie. Jy kan dit nie bekostig nie. Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 10 that all who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Those who don't believe this are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about his Son. Vers 11 sê, and this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in his Son. The life is in his Son. Die lewe is in Jesus Christus. If you have the Son, you have life. If you do not have the Son, you do not have life. En as jy sit hier in hierdie saal en jy sê, ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie, dan wil ek vir jou sê, if you don't have the Son, you don't have life. You need to make a quality decision in your life right now, en jy moet sê, ek soek die lewe. Jy moet kies vir lewe. Jy het nodig om te kies vir Jesus. He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. As jy hier sit, en jy het dit nog nie gedoen nie, maak asseblief almal net oop, toe julle oop. As jy hier sit, en jy nog nie jou lewe vir die Here gegee nie, then I'm begging you, please do it now.
As jy hier sit, jy het nog nie jou lewe vir die Here gegee nie en jy wil dit nou doen. Jy wil nou daai gewig hier by die kamp los. Jy wil nou klaarmaak. You want to cast your burden right now. Wil ek hê jy moet jou hand in die lug en opsteek. Ek sien nie hande, dankie. Ek gaan net 'n geleentheid gee. Hier is 'n oomblik wat die Here create het. As daar nog mense is, this is a moment that God creates. Jy kan nie bekostig om sonder Jesus Christus van hierdie kampterrein af te gaan nie. Jy kan nie. So if you haven't given your life to God, but you want to do it now, you want to do it today, then I want you to put your hand in the air. As jou hand in die lug is, staan asseblief vir my op. Alright, met almal se oë toe, Wil ek net hê die hele saal moet agter my aanbid. Thank you, Lord Jesus, for a price that is sufficient, that pays my debt, and that cleanses me from sin. Lord Jesus, your word says that if I come to you, I have the right to be called a child of God. I give you my life, Lord. Be my King. Be my Savior. Be my Father. In Jesus' name. Right, julle kan sit. Dan is daar van julle wat hierso sit en baie van julle het vergewe en van julle sit hierso en daar's nog iemand vir wie jy kwaad is. Nou wat nou gaan gebeur is, ek gaan 'n paar goedjies noem en jy kan kyk, is dit jy of is dit nie jy nie, wil jy deelneem, wil jy nie deelneem nie, there's freedom in this, maar as daar iets is wat ek hier noem, onthou, God wants you to leave it behind. God wants you to not take that weight back home. Jy het 'n geleentheid hier om dit by die kamp af te laai, jy het 'n geleentheid om dit vandag hier te los. You've got to make use of this opportunity. As jy dit nie nou gaan doen nie, wanneer? If you don't do it today, in an environment like this, daar waar die gees van God is, daar waar die liefde van God is, daar waar 'n veilige, secure environment is, when are you going to deal with it? Now is the moment. Now is the time. Jy kan nie bekostig om vandag hierso te sit en te sê, ek sal môre nie. Jy kan nie bekostig om vandag hierso te sit en sê, ek gaan wag vir volgende week, ek gaan wag vir wanneer ook al nie. The time is now. The time is now. Jy het nodig om 'n kwaliteit besluit te neem in jou lewe en jy het nodig om daai ding nou met die krag van God in die oë te kyk en ons het nodig dat hy ons help hier nou, laat ons klaarmaak met daai ding. Jy kan vandag klaarmaak met daai ding. So as jy hierso sit en jy weet dat jy weet in jou hart, daar's iemand wat ek nog moet vergewe, het sy of dit iemand anders is, het sy of dit jouself is, het sy of jy hierso sit en jy sê, ek is kwaad vir die Here. En partykeer noem ons dit nie eers kwaad vir die Here nie, partykeer sê ons net, ek is teleurgestel. Ek het gedink dit gaan so loop en toe dit so geloop. As ons mooi eerlik met onsself is, dan sê ons eintlik ons is kwaad vir die Here. Maar as jy hierso sit en jy weet jy moet vergewe, dan nou wanneer ek jou nooi om te staan, dan staan jy en dan vergewe jy daai persoon. Ek belewe dat, wel nie belewe nie, dit is eintlik in die vraag wat dit deurgekom het, maar van julle sit hierso en julle sukkel met verslawings. So, verslaaf aan sigarette, verslaaf aan dwelms, verslaaf aan pornografie, verslaaf aan mense se opinies van jou, enige vorm van verslawing. An addiction is not wanting to do something, but not being able to stop it. So ek wil dit nie doen nie, maar ek hou aan en ek hou aan daarmee. En enige iets wat in jou lewe val binne in daai patroon,
kan jy vandag hier los. Jy kan klaarmaak daarmee. Die Bybel sê vir ons in Johannes 16, in Johannes 8 vers 36, he who the Son sets free is free indeed. He who the Son sets free is free indeed. So jy kan vandag staan en jy kan dit voor die voete van Jesus neerlê en jy kan klaar wees daarmee. Maar die Bybel vertel vir ons in Lukas dat daar het krag gegaan uit Jesus uit. Daar het krag gegaan uit Jesus uit. As 'n versie in Lukas, sal julle hom vir my opsit daarso asseblief. Luke 6:19, and the multitude was seeking to touch him, for healing power was all the while going forth from him. Healing power is all the while going forth from the Son of God. Healing power is all the while going forth from Jesus Christ. And the multitudes were seeking to touch him and curing them. So all the multitude was seeking to touch him, for healing power was all the while going forth from him and curing them all, saving them from severe illnesses and calamities. Weet nie wat se illness dit is nie, weet nie wat se calamity dit is nie, daai ding waarmee jy sukkel nie, maar hier's wat ek weet, Jesus Christ has got healing power that goes forth all the time, and he healed them all. Maar wie was die all gewees? Dit was die multitudes that were seeking to touch him. Are you going to be a part of the multitude that seeks to touch him? Gaan jy vanoggend hier so sit en sê, Here Jesus, ja, ek wil raak aan jou, ek wil hê dat ek vrygemaak raak van hierdie ding. Because today is your moment. You've got to make use of this opportunity. So enige iets wat aanhou in jou lewe, jy wil nie hê dit moet aanhou nie, miskien vloek jy op jou ma, miskien slaan jy aan mense, miskien is dit 'n cycle wat met jou gebeur oor en oor en oor. Enige ding, enige addiction, jy kan dit vandag voor die voete van Jesus neerlê. So as ons nou die uitnodiging maak, dan kan jy staan en jy kan dit voor Jesus se voete sê, you can touch him and you can experience his healing power. Mense met selfmoordgedagtes. I come in the name of Jesus against the design on your life to assassinate you. Ek spreek oor jou, daar's 'n destiny, daar's 'n plan, jy's 'n oplossing vir probleme in hierdie wêreld, jy is crafted, fearfully and wonderfully made in the womb by God himself, waar hy vir jou aan mekaar geweef het, and he will not let you go. He will not let you go. Don't you let him go. So as jy wil hê, dat hierdie selfmoordgedagtes klaarmaak, dat ons eindig daarmee vandag, dan wanneer daai uitnodiging nou kom, staan op jou voete en gryp dit aan, en sê, Here Jesus, ek kies lewe. I choose life. I choose you. Choose life. Choose life and see how he breathes life into you. See how he breathes life into your situation. The enemy will not win. The enemy will not win. Watch this space. He's not finished with you yet. Hy gaan vir jou vat, hy gaan vir jou gesond maak, hy gaan vir jou oprig, en dan is dit payback time. Jy sal sien wat die Here deur jou gaan doen vir sy koninkryk op aarde. But today, los dit hier. Vandag, laai dit af hier op hierdie kamp and choose life. It starts here. It starts today. Ek beleef dat hier van julle is wat betrokke is in die okkulte. En jy weet nie om daar uit te klim nie. This moment has been created for you. As jy in die okkulte is, and you want to be free from that, then today, you can lay it at the feet of Jesus. Light
does not compete with darkness. Light banishes darkness. Daar's nie twee spanne wat kind of sort of ewe sterk is en ons kyk maar wie wen nie. Daar's God en daar's al die ander goed. And your God is above and beyond and stronger. And the truth is, who the Son sets free is free indeed. So vandag, if you want to choose that, you can choose that. I invite you, in the name of Jesus, to make use of this opportunity and to leave it behind. Om dit te los hier op hierdie kamp. So, as enige van daai dinge wat ek genoem het, van toepassing is op jou, dan wil ek hê jy moet op jou voete staan. Ons gaan nie weet vir watter een van hulle staan nie, vir watter een van hulle jy staan nie, en as jy vir meer as een van hulle wil staan, dan kan jy vir meer as een van hulle staan. Maar as jy moet vergewe, dan kan jy opstaan, en tussen jou en die Here, Jesus, ek vergewe, en dan kan jy daai naam in jou hart noem. Ek vergewe vir Susan. Ek vergewe vir Michael. Ek vergewe myself. Here, ek is nie meer kwaad vir jou nie. I forgive you, Lord. Even though you weren't guilty, I forgive you. Jy kan staan, jy kan sê, Here, hierdie verslawing, ek lê neer die pornografie, ek lê neer die lust, ek lê neer die dwelms, ek lê neer die manipulasie, ek lê dit neer. Wat ook al jou verslawing is, tussen jou en die Here kan jy dit noem. I'm leaving it behind. Ek's klaar met hierdie ding vanmôre. I'm leaving it behind. If you want to finish up with suicidal thoughts, Here, I choose life. I will believe what you say about me. Want daai goed wat jy geglo het tot nou toe is nie waar nie. Lord Jesus, today I choose life. Breathe your life into me. Of as jy betrokke is in die okkulte and you want an out, today is an opportunity for you to get out. I beg you, take this opportunity with both hands. Run. Run into the arms of your Savior. Kom sien sy grace. Kom sien sy lewe. Kom sien sy vrymakende krag. Maak klaar. Leave it behind. Leave it behind. But you keep on searching. I've done all the work. But you keep on working when you're running on empty and you can't find the remedy. Just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more, and all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Daar waar jy staan wil ek hê dat jy begin om Jesus te prys. Just start thanking him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that I can leave this burden behind. Thank you, Lord. I'm casting the burden. I'm casting the burden, Lord. Lord Jesus, you reign. Lord Jesus, you are King. And all who search Thank you, Lord, for life. Life in abundance. the world will try, but it can never fail. So leave
We praise you for not leaving us unattended to, for not leaving us as orphans. Thank you, Lord, that you are the one who finishes and completes the work. Thank you, Lord, for a completed work. In Jesus' name. Thank you, Lord, that we see victory in all of these situations. Thank you, Lord, that it's dealt with. Thank you that when they leave this camp, they won't feel the weight of it. Thank you, Lord, that they will leave it behind. In Jesus' name. Amen. 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 Julle kan sit. Julle kan sit. Hy's lekker nie. As 'n ding wat jy moet verstaan, He's a God who saves and He's a God who keeps on saving. Waarvoor jy ook al in jou lewe nodig het om van verlos te raak, waarmee jy ook al in jou lewe nodig het om hulp te hê, He's a God who saves and He's a God who keeps on saving. He's got the power to save me from myself. Onthou, niemand kan jou uit sy hand uittrek nie. Niemand nie. Ook nie ek nie. Ek wil 'n versie met jou deel uit Johannes 16 uit Johannes 16:33. Want die ding is, ons het hierdie awesome belewenis gehad hier op die kamp. En jy het verander. En jou omstandighede by die huis is nie noodwendig anders nie. Maar hier is 'n belofte wat ek beleef van die Here se hart na jou hart toe. En ek wil hê dat jy hierdie versie vir jou sal in jou hart vasknoop, dat jy hom sal neerbind. En as dit taai gaan, dat jy hierdie gaan onthou. Dat jy gaan onthou, daar was 'n dag gewees by Ek's derde kamp wat die Here hierdie vir my gesê het. Hy praat met sy disciples en hy sê vir hulle, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. Your peace and your confidence is in Him. Ons moet ons oë en ons harte rig op hom for the peace and for the confidence. Maar dan sê hy, in the world you have tribulations and trials and distress and frustration. In die wêreld gaan dit taai. Jesus weet. Jesus weet. Daai omstandighede daarso by die huis wat jou boelie, daai vraagstukke in jou lewe wat ons nie weet hoe ons dit gaan oplos nie, of hoe die gemors gaan heel raak nie, Jesus knows. There are trials and there are tribulations, there are frustrations, there are distress. He knows. Maar sy belofte aan jou is dit. Be of good cheer, take courage. So I want to speak it over you today, that you've got courage, and I want to speak it over you today, that you are confident, and I want to speak it over you today, that you are undaunted, and that you are certain. Want sy belofte aan ons is, He has overcome the world. Jou omstandighede daar buite, Jesus has overcame the world. He's overcome those circumstances. He has deprived it of power to harm you, and He has conquered it for you. So wanneer jy vandag huis toe stap, in daai omstandighede in, weet dat die omstandighede have been deprived of the power to harm you. Weet that your Savior has conquered it for you. En so ek wil hê dat elkeen jou oë toemaak op hierdie stadium van die geveg. En ek wil hê dat jy daai ding wat vir jou moeilik is voor jou oopbring. Daai situasie wat so taai lyk. Daai probleem wat jy nie weet hoe om op te los nie. Look it square in the eye. Look it square in the eye. En terwyl jy daai probleem square in die eye kyk, hoor die woorde van Jesus. This does not have power to harm you. He has deprived it of power to harm you. And He has conquered it for you. He has conquered it for you. En nou, staan op jou voete, terwyl jy daai ding square in die oë kyk. En dan sê jy vir daai ding voor jou, Jesus
has deprived you of power to harm me. And Jesus has conquered you for me. Kom ons kyk hom in die oë. Kom ons kyk hy in die oë. And let's speak it with conviction. So ek wil hê jy moet dit saam met my sê. Dis wat ons gaan doen. As jy nodig het om te lees daarso, you have been deprived of power to harm me and you have been conquered for me. Okay. So kom ons kyk hy ding in die oë. En sê vir hom, you have been deprived of power to harm me. You have been conquered for me. You have been deprived of power to harm me. You have been conquered for me. Terwyl jy daai ding in die oë kyk, raak 'n bietjie bewus van wie agter jou staan. Agter jou is jou pa. Wat sê hierdie is my kind. And I will fight for you and I love you and I will never forsake you. I will never leave you. Ek is daar. I have deprived this world of power to harm you. And I have conquered it for you. You are not in this alone. You are not in this alone. Your dad is here. So kom ons draai weg van daai ding af. En draai om na jou pa toe. You can imagine this in your imagination. Sien hoe jy jouself wegdraai van daai probleem af. Draai na jou pa toe. Sien hoe sy arms oop staan vir jou. Sien hoe hy gereed is om vir jou lief te wees. Look at how strong he is. Stronger than any situation. Stronger than any problem. Oh, look at how loving his eyes are. Hy staan gereed om jou lief te hê. Hy staan gereed om jou te help. And when you leave here today, know that he goes with you. Know that he goes with you. Jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. You will